Het 'n leier na vore gekom wat julle beïndruk het of wat julle geraak het? Is daar enige goeie nuus uit 'n leierskapsoogpunt van julle kant af? Dood. So die Stilte. ek het onlangs 'n artikel gelees oor die leierskapsvakuum. Ja. En dit is 'n internasionale artikel, maar uit die aard van die saak baie van toepassing op Suid-Afrika. In sekere opsigte het ons ook 'n leierskapsvakuum. En as ons die land vorentoe wil neem, dan sal ons baie meer mense moet blootstel aan leierskapsopleiding. En natuurlik moet sulke mense van integriteit wees, met die nodige kwalifikasies en die bekwaamheid en die verbintenis. Maar Yuri en ek was bevoorreg om Saterdagoggend by 'n ontbyt op te tree by die Waterval gemeente in Rustenburg. En die dominee is dominee Christel Botha. Ja. Sy kon enige van julle se dogter gewees het. Ja, sy's bloedjonk, maar ek het lanklaas sulke tasbare entoesiasme beleef. En dit was duidelik dat die kwaliteit van beplanning en organisasie en kommunikasie was regtig waar uitsonderlik goed. En die manier waarop sy die besprekings hanteer het, sy het absoluut gestraal en dit is aansteeklik. Met ander woorde, toe die mense wat die funksie bygewoon het ook entoesiasties deelgeneem, want entoesiasme is aansteeklik. So dit was vir my 'n hoogtepunt en ek weet nie Yuri stem jy saam? Ek wil graag alles wat jy sê onderstreep. Dis nie maklik wat 'n mens in vandag se tyd, so 'n jong mens, so afgerond, bekwaam, op die punt af aan die saak toegewy, en natuurlik omdat haar leierskap gegrond is in die feit dat sy geroep is as 'n leraar, staan sy voor die Here en sy is bewus daarvan en sy wil dit met waardigheid doen. Ja, ons het ons regtig verstom. Ek wil net saam met Brand stem. Ja, en wat ook duidelik na vore gekom het, is die mense wat op haar raad is net so toegewyd. Professioneel, die jongman wat ons voorgestel het, regtig waar, ons het professionalisme, bekwaamheid en liefde ervaar. So dit was 'n aangename verrassing. Baie. So kom ons dink 'n bietjie terug aan waar ons vandaan kom. Vanaand, soos wat julle weet, is sessie 3. En verlede week het ons 'n interessante gesprek gehad oor selfbestuur of leierskap van self. In die eerste sessie het ek in Yuri 'n paar definisies van leierskap met julle gedeel, maar ek wil vanaand as 'n wegspringpunt nog 'n paar definisies van leierskap vir julle gee, net om seker te maak dat julle onderskeid kan tref tussen leierskap en bestuur en ook die omvang van die leierskapstaak kan besef. Die eerste een is net 'n baie kort stelling. Leadership is a responsibility. It's not a right. Leierskap is 'n verantwoordelikheid. Dit is nie 'n reg nie.
Leadership is about faith, people, passion and purpose. Is dit nie mooi gestel nie? Leierskap is oor geloof, oor mense, oor passie en oor doelgerigtheid. It's about giving direction, having the courage to go first. What makes a great leader? Heel eenvoudig, the ability to inspire, motivate and influence. So die woord inspirasie kom telke male voor in die definisies van leierskap. Leadership is a state of being that is called to inspire, motivate and influence individuals and groups to find meaning and purpose in and through what they do and the goals they pursue. So dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol, maar steeds is die klem op inspirasie, op motivering en die verdien van invloed. Sonder invloed kan die leier nie lei nie. Yuri, wil jy iets byvoeg? Nee, ek dink dis baie volledig so, Brand, dis hoe ek jou leer ken het, ek sien dit in jou. En ek sien dit in karakters in die Bybel en ek dink ons wil eintlik 'n bietjie later daarby uitkom. Maar ek wil net, as jy kyk na die lewe van Josef, na die lewe van Moses, na die lewe van Nehemia en die lewe van Paulus, dan kry jy die goed daar wat Brand nou noem. Miskien nie so volledig nie, maar dit is in embrioniese vorm, is dit in hulle leierskap teenwoordig. Enige vrae vir Yuri? Yuri en ek het in die motor op pad terug, Saterdag het ons gesels oor die impak van kunsmatige intelligensie op leierskap. En daar's 'n hipotese daar in die wye wêreld dat kunsmatige intelligensie leierskap eendag ongedaan gaan maak. Dat besluite deur kunsmatige intelligensie geneem sal word en dat daar nie eintlik plek gaan wees vir die menslike sy van leierskap nie. So ek wil net ek het nou die klip in die bos gegooi namens Yuri en myself. Is daar enige opmerkings oor die verwagting van wat kunsmatige leierskap oor tyd of kunsmatige intelligensie oor tyd aan die hele konsep van leierskap gaan doen? Ek dink nogal Gys het 'n idee of twee daaroor. Ek weet hy het daaroor gestoei in hierdie direkteurskursus wat hy gedoen het. So Gys, wat sê jy? My mening is dat dit 'n baie goeie instrument kan wees vir beter besluitneming. Maar ek dink jy gaan nog steeds mense hê wat werk en wat 'n doelwit het en so in die motivering van daai mense kan nie hierdie stadium sien dat dit ten volle leierskap ten volle vervang word nie. Ek dink leierskap is daai menslike element wat alles maak gebeur en goede. So ek sien dit nie, ek sien nie hy dit vervang nie op hierdie stadium nie. Wat dink jy, Christen? Christof, nou is jy aan die woord, ons wag met groot verwagting. Ja, nee, ek weet nie. Ek dink daar iets om by te voeg nie. Ek dink, soos Bas sê, ek dink dis 'n tool en ek dink tegniese leierskap of opleiding, dit gaan dalk minder nodig raak, maar rigting gee. Ek dink
dit kan nie vir jou sê wat jou rigting of jou doel moet wees nie. Ek dink dis wanneer jy weet wat jou rigting of doel is dit 'n goeie tool om jou te help. Ja. Ja, ek dink jy het dit baie goed gestel. So in sekere van die literatuur sê hulle dit sal nooit menslike leierskap kan vervang nie, want dit het nie intuïsie nie, dit het nie entoesiasme nie, dit het nie inspirasie nie, maar wanneer dit kom by die uitvoering van die leierskapstaak, dan kan dit gebruik word as 'n vermenigvuldiger, 'n multiplier. Ja. Dit kan leierskap meer doeltreffend maak. Dit sal die verwerking van data heeltemal revolutionêr verander en verbeter. So ek dink die spyker is op die kop geslaan. Dit is 'n baie magtige hulpmiddel. Sekere fasette van leierskap en bestuur sal dit ingrypend verander en hopelik verbeter. Maar dis verbeeldingloos, dis karakterloos, dis warmteloos. So dit kan nie inspirasionele menslike leierskap vervang nie. Yuri, wil jy enigiets byvoeg? Ek wil net by jou aansluit, Brand. Ek dink die feit is net dat leiers dus moet kennis neem van kunsmatige inseminasie, intelligensie. Insinuasie. In die sin van, jy het baie data nodig om goed te kan lei. En dis waar die gereedskap van kunsmatige intelligensie jou baie kan help. So jy moet dit as 'n, soos ons nou gehoor het, as 'n tool kan gebruik, dan sal dit jou leierskap kan beter maak. Ja, ons kan dalk afsluit deur te sê, dit kan nie intuïsie, empatie en sosiale bewustheid vervang nie. En daardie 3 fasette van leierskap wat ek nou uitgelig het, is voorvereistes vir leierskap sukses. So ja, dit is 'n enorme gebeurtenis. Ek moet sê, sekere van die funksies van kunsmatige leierskap kan ek met my beperkte intelligensie nie begryp nie. Dat dit essay binne 2 minute Ja. kan skryf oor 'n ingewikkelde onderwerp en in 'n vreemde taal. Dat die data so vinnig in die kunsmatige intelligensie brein ingevoer word en dat die interpretasie in die gevalle wat ek mee te doen gehad het is korrek. So dit is 'n verstommende ontwikkeling, maar wanneer dit kom by nuances, die inherente kwaliteit van leierskap, het ons nog mense nodig. Kan ek net iets sê oor die nuttigheid daarvan ook, net so vinnige insident, my kinders, wat nou in Pniel daar naby die Parel is, het vriende gemaak met 2 Russiese jong mense. En toe ons daar was, het ons hulle ontmoet, en ek vind uit, hulle is ook Christene, en ons het 'n vreeslike lekker tydjie met hulle deurgebring, en in die week toe hoor ons maar, die jong man het die jong dametjie gekry, toe lyk sy bewusteloos, en hy gryp haar toe en hy begin skree, help my, en Jaden gryp haar toe, en hulle vat haar toe in 'n plek toe sy blykbaar geoverdose. En hulle het haar toe hospitaal toe, en die hospitaal het haar so 'n bietjie kon bykry, en ek gaan toe en ek skryf 'n boodskap vir haar, en ChatGPT vertaal dit toe vir my in Russies,
en ek stuur dit na haar telefoon toe. En die volgende dag toe sê die jongman vir my, dit was 'n baie tydige ding, want dit het daar verskriklik baie vir haar beteken. So dit net om te sê, hier is nog 'n gereedskapstuk in ons hande, wat ons kan gebruik, maar ek het nou afgewyk, ekskuus Brand. Nee, Julie, ek dink dis 'n goeie voorbeeld. So, ek dink ons is klaar met die inleiding. Ja, Ons het 15 minute daarvoor gebruik, wat daarom nie te erg is nie. Therese, jy wil Mag ek maar iets gou sê? ietsie sê? Ja, Dit gaan nou eintlik oor verlede week se wonderlike lesing oor die selfleierskap. Ek het 'n insident gehad hierdie week wat baie moeilik was. Ek hoef gelukkig nou nie konteks te gee nie. Dit is 'n gesprek wat ek moes voer met 'n kollega van my oor 'n aantuiging van alkoholgebruik by 'n funksie wat sy ons verteenwoordig het. so. My eerste reaksie was so half, want dis net 'n aantuiging, dis nou maar net, toe dog ek nee wat, miskien moet ek dit eers los, en toe het ek so bietjie gedink, maar jy weet daai integriteit en wat sy alles al verteenwoordig het, en toe dog ek, het ek maar 'n bietjie daaroor dink. Toe gaan vra ek ook vir ChatGPT. Okay. Hoe voer 'n mens nou so 'n moeilike gesprek met iemand wat ek eintlik baie goed ken, en maar die maklike manier sou gewees het om dit weg te praat en net te sê, man, ek ken haar, ek wil nie eers haar kant van die storie hoor nie. Maar ChatGPT het vir my 'n paar oulike goedjies gegee om mee te begin, en weet jy, op die ouend was dit 'n heerlike ervaring, moeilik om mee te begin, maar net omdat ons mekaar goed ken, om die gesprek te begin het, en dat ek op die ouend het ons albei daar uitgestap, en dit het vir ons albei eintlik iets beteken. So, Wonderlik. ek het nogal gedink, as dit nie vir verlede week se lesing was wat gesê het, maar jy moet jou eie protokol hê vir jouself, en dan het ek dit miskien gelos. Maar ek Ja. het net, weet, ek wil nie oor 2 of 3 maande hierdie ding moet terugkom nie. Ons moet dit nou uitsorteer. En so ek wil vir jou dankie sê daarvoor, maar ook dat dankie vir ChatGPT wat vir my pragtige sinnetjies gegee het om die gesprek, ja. want anders sou ek dit nie reg gekry. Dis Wel, maar- Therese, ons Ja. is baie trots op jou dat jy die moed van jou oortuiging uitgevoer het. En dit strek jou tot eer, en dit sal definitief jou leierskapsstatus nog verder verhoog, want dis 'n algemene verskynsel, spesifiek in die korporatiewe lewe, is dat bestuurders is baie huiwerig om te konfronteer. Mm. En dan op die ou end ontwikkel 'n kultuur wat dissiplineloos is, wat integriteit op die ou end verdun, en waar mense dan net doen wat hulle wil. So die boodskap of die manier waarop jy dit hanteer, het sal jou in die toekoms, jou en jou besigheid net help. Goed, so ons sessie 3 se opskrif is kenmerke van 'n beginselvaste, doeltreffende leier. Daar's 9 temas wat ons in die boek behandel. 9 kenmerke van 'n beginselvaste, doeltreffende leier. En die eerste een is wees 'n baken van hoop. Ons kan nie die belangrikheid van hoop in ons land onderskat nie. Ja. Net op 'n humoristiese manier om dit te open. Ek het 'n tyd terug agter 'n motor gery, en die motor het om die Engelse term te gebruik, 'n bumper sticker opgehad. En die sticker het gesê, "Now that I've lost all hope, I feel better."
En dit is ongelukkige tendens in Suid-Afrika. Ons het hoop en wanhoop wat langs mekaar in dieselfde straat bly. Hoop is die lewe self. Sonder hoop is daar nie rigting nie, is daar nie energie nie, is daar nie toewyding nie. Sonder hoop is mense in lande gedoem. So 'n primêre leierskapsverantwoordelikheid is om hoop aan die lewe te hou. Napoleon Bonaparte het gesê, leaders are dealers in hope. So 'n leier moet altyd hoopvol bly, maar nie naïewe hoop nie. Saam met hoop kom die verpligting om iets daaromtrent te doen, sodat die hoop substansie kan hê. Ek het al mense gesien wat oë gerol het en arms geswaai het en gevleelde woorde gebruik het om mense te probeer hoop gee, maar omdat hoop nie ondersteun is deur aksie nie, het daardie leier sy geloofwaardigheid ingeboet. Enige verdere opmerkings oor die noodsaaklikheid van hoop as 'n integrale deel van die leierskapsverantwoordelikheid? Rika, het jy iets op die hart? Nee, ek stem net saam. Hoop absoluut crucial op alle vlakke. Brand? Elena? Ja, Brand, weet jy wat laat hoop my altyd dink is daai Hebreërs vers wat sê hoop is dan vaste bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So dan grens dit vir my amper aan 'n visie. Sou dit wees dat as mens hoop skep vir jou span of vir jou organisasie, dat dit dan ook aan 'n visie raak? Ja, definitief Elena, want as jy 'n ambisieuse visie het, maar jy het 'n gebrek aan hoop, dan gaan daardie visie nooit 'n realiteit word nie. So hoop is gekoppel aan optimisme. Hoop is ook 'n werkwoord. So 'n mens moet hoop doen. Therese, jy's 'n baie goeie voorbeeld. Met al die inisiatiewe waarby jy betrokke is om ons mense te help, om hoop te skep, om na mense om te sien deur middel van al die liefdadigheidsaksies. So hoop vereis aksie. Daar's 'n Chinese spreekwoord wat sê, it's better to light a candle than to curse the darkness. So, as Christene het ons dit as 'n verantwoordelikheid om waar ons gaan, kersse van hoop aan te steek. Ek het 'n definisie van hoop gesien, kort ene wat sê, hoop is hardnekkige optimisme. Ja, dit is waar. Maar ek wil amper so sê, om in die omstandigheid in Suid-Afrika vandag nog steeds hoop te behou, moet jy 'n naïewe gelowige wees. 'n gelowige wat amper op 'n naïewe manier sê, die Here het 'n plan met ons. Hy hou ons in die palm van sy hand. Daar's iets op die horison waarvoor ons kan bid en waaroor ons kan droom. Ek dink
In Romeine 4 vers 18 staan geskryf: selfs toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Hmm. So ons mag eenvoudig nie hoop verloor nie. En as ek net kan byvoeg, Brand, ek ondersteun alles wat jy sê met my hele hart, maar dit is veral die plek waar die kerk 'n baie groot rol moet en kan speel. Gemeentes moet 'n ligbron van hoop wees waar hoop bedink en gedoen word. Dit is vreeslik belangrik dat die kerk hierdie rol nou in Suid-Afrika speel. Ja, dankie Julie, ek stem met jou saam. Dit is 'n absolute noodsaaklikheid. As ons hoop verloor, is ons onderste bo. Onderste bo. Die tweede kenmerk van 'n beginselvaste doeltreffende leier is hy of sy moet sy mense inspireer deur middel van 'n meesleurende visie. En in die boek gee Yuri en ek 'n hele paar voorbeelde. Ek sit hier met 'n Apple rekenaar en Steve Jobs het gesê sy visiestelling vir Apple was: we are going to make a dent in the universe. Ja. Wat 'n ambisieuse visie. En as 'n mens kyk na Apple, die tegnologie, die produkreeks, dit raak elke faset van 'n mens se lewe aan. En Apple is 'n voorloper en in my opinie het Apple 'n duikie geslaan in die hele heelal. Aggressiewe visiestellings is redelik algemeen, veral in die sakewêreld. Nike se visiestelling was crush Adidas. Ja. Komatsu se visiestelling was encircle Caterpillar. Toe McCarthy bankrot was ons visiestelling save McCarthy. So 'n visie fokus die aandag van mense, dit inspireer hulle, dit laat hulle dink aan die toekoms wat hulle wil skep. So dit is 'n absolute noodsaaklike leierskapsgereedskap. 'n visie wat mense aan kan glo en 'n visie wat voordeel kan inhou wanneer so 'n visie realiteit word vir die mense wat jou help om daardie visie te bereik. Ons kan nie van die realiteit wegkom dat as jy 'n fancy visie het, dan gaan jou mense sê, nie voor jou nie, maar agter jou, what is in it for me? Hmm. So die omskakel van visie in realiteit. Daardie realiteit moet voordele inhou vir die mense wat die werk gaan doen. So dit visie is om oorwinning te sien voordat dit nog plaasvind. It's seeing victory before it exists. So visie, ek kan onthou Yuri in jou termyn as dominee van Annie Berg het ons, en Gys, jy was ook betrokke daar
Daarbey het ons ure gespandeer om aan die berg se visie te formuleer. So visie dien as 'n rigsnoer. Enige opmerkings? Wys jy okay, Rika? Nee, net terloops, op die oomblik is daar 'n nuwe World at War reeks wat Tom Hanks aanbied. En juist die eerste 2 episodes, het gaan oor die begin van die oorlog. En daar, soos jy nou sê, om oorwinning te sien voor dit plaasvind, was Churchill 'n absolute voorbeeld. En ook daai inspirasie, toe mense moed verloor het, was dit net verstommend hoe hy gesê het, no, we will fight them on the beach, ken daai toespraak. Ja. And the end will be victory. En Ja. dis verstommend hoe hy hulle geïnspireer het, daai klein volkie nog voor Amerika betrokke geraak. Ja. Dis net al die voorbeelde waarvan jy vroeër gepraat het. Ja. Dankie Rika, dankie vir ek het die eerste episode gekyk van daai reeks. Maar toe slaap ek so sleg daai nag. Toe ek besluit ek sal maar liewer ietsie ligs kyk. Maar ek stem met jou saam dat daar's baie lesse om te leer uit die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog. Veral nou. Ja, veral nou wat ons op die randjie staan van 'n derde wêreldoorlog. Laat ons hoop en veral bid dat dit nie realiseer nie. Die derde kenmerk is die hart, is die bron van goeie leierskap. Leiers mobiliseer die verstand, die hart en die hande. Dit is waar leierskap se uitwerking is op al 3 daardie vlakke. Maar die belangrikste is die hart. As die leier se hart nie reg is nie, dan sal sy of haar invloed maar baie kortstondig wees. So die hart is die fontein van leierskap. Is daar enige iemand wat verskil met daai hipotese? Gys, jy lyk bekommerd. Nee Brand, ek stem met jou saam. Ek probeer net dink, ek moet net dink terwyl jy praat, die definisie van hart. Het ek net aan gedink, maar ek was nie bekommerd nie. Ja, okay. Miskien kan ek net iets sê op die vorige punt. Ja. As 'n leier baie sterk visie het en soos jy sê, mense kry om in te koop. Daar's vreeslik baie dinge in ons samelewing wat verdeel. Daar's rasse aspekte, daar's verskillende vergoeding en so meer. En as jy vir elke ou, soos jy Engels sê, line of sight gee, as die janitor weet wat is die visie waar ons heen gaan, dan verdwyn baie van daai goed. Daai dan almal het te fokus. En dit is iets wat ek streef na. As in my klein maatskappytjie wat ek bestuur, as 'n ou dit kan bereik, dat elke ou weet waarna toe gaan ons. En ek sê dan verloor jy baie van die onderlinge stryd en verskille en so aan. Dan kyk almal in dieselfde rigting. Ja, Gijs, laat my nou dink, daar's 'n soort van 'n kort storieetjie van 'n joernalis wat by 'n bouperseel in Italië uitgekom het. En toe daar 4 ouens wat besig is om te bou. Toe gaan hy na die eerste man en hy sê, wat doen jy hier?
En die man sê, ek is 'n metselaar, ek bou. Jy weet, kan jy dit nie sien nie. En hy gaan na die tweede man en hy sê, wat doen jy hier? Hy sê, ek het 'n hengse hoeveelheid skuld om te betaal. Dis al werk wat ek kom kry. Ek is hier om geld te verdien. En die derde man sê, hierdie voorman het my broer 'n groot onguns aangedoen. Ek wag net, ek gaan hom terugkry. En die vierde man het die regte antwoord gegee. Hy het gesê, ek is die bevoorregte metselaar om hier te bou aan die mooiste kathedraal in Italië. So, as jy jou mense kan kry om daai mooi eindpunt, die doel, te visualiseer en in te koop, dan is die stryd halfpad gewonne. Ek wil 'n vraag vra vir Olaus. Olaus, hoe het hierdie goed uitgespeel toe jy by die goudtrein betrokke was? Yuri, ja, nee, ou het sekerlik baie dinge beleef en dit is seker so dat die entoesiasme, die hart van die leierskap was baie belangrik om, veral as jy soos ons gewerk het met 'n groot aantal verskillende maatskappye en mense, verskillende beroepe en so aan, dan is dit verskriklik belangrik. Jy kan nou probeer om in jou eie dissipline iets besonders te bereik, maar as jy oor dissiplines en so aan, dan gaan dit oor leierskap. En dan dink ek die hart wat Brand nou genoem het en die hele kwessie van entoesiasme wat vroeër genoem is, die visie, laat almal inkoop by die visie en sê my hierdie eindproduk is iets wat ons almal moet strewe om dit binne koste en binne tyd en al daardie tipe dinge reg te kry. Ek wou net nou ook net genoem het dat toe Brand gepraat het van hoop, en ek weet nie of hy dit as dieselfde beskou en dit kom dalk nog, is die kwessie van positiwiteit. Ek dink trouens elke Christen behoort positief te wees. En ons het so baie mense in die lewe vandag wat oor alles negatief is. En dit gaan saam met die hoop dat ons moet positief wees en ons moet dit in alles wat ons doen moet ons dit uitdra. Dankie Olaus, en jy het nou 'n goeie inleiding gegee, want 1.5 is optimisme en 'n positiewe houding. So, ons is een weg daarvan. Ek wil net die derde hoof of tema afsluit, van die hart is die bron van goeie leierskap. Ek het baie keer vir my mense by McCarthy en Toyota gesê, en Yuri is al moeg om dit te hoor, before you can ask for a hand, you need to touch a heart. Sal nooit moeg om dit te hoor nie. So as jy verbintenis wil hê, moet jy die mense se harte aanraak. So 1.4 is die belangrikheid van 'n leier se selfbeeld. Ons het by vorige sessies toe ons oor leierskap van self gepraat het ons hieraan geraak. So dit is noodsaaklik dat 'n leier 'n goeie selfbeeld moet hê, maar dan moet ek dit baie duidelik maak, ek praat nie van egotisme nie. Ek praat van 'n positiewe selfbeeld, die nodige selfvertroue sonder arrogansie.
Goed, sal ons dan praat oor optimisme en 'n positiewe houding. Kan ek 'n staaltjie daarin gooi, Brand? Ek wil nie ons As dit- daaroor praat. Maar Okay, jy het ou Prof Mias de Klerk wat vir ons praktiese teologie gegee het op universiteit, vertel as 'n ware verhaal. Daar was 'n boer in die Vrystaat met 3 of 4 seuns en hulle het elke aand aan tafel, soos dit destyds die gebruik was, boeke gevat en dan het die oupa of die pa nou gelees en dan het hy gebid en die Here gedank. Hy het altyd iets gekry om die Here voor te dank. En die koringoes het net mooi wit gestaan, toe kom daar 'n haalstorm. En die haalstorm slaan alles plat in die grond. En die 3 seuns sê toe vir mekaar, as pa nou weer vanaand die Here gaan dank vir iets, dan gaan ons opstaan en loop. Hulle het mekaar opgesteek, so daar was maar 'n bietjie van 'n gespanne situasie om die tafel. En die pa het nie 'n woord gesê nie, hy het die Bybel so gevat. Kan nie onthou of hy iets gelees het, wat hy gelees het nie, maar die Bybel toegemaak en toe sy boerehande so bymekaar gesit en gesê, ons Here, ons dank U dat elke dag nie is soos vandag nie. ja, Dis nogal iets, dink ek. ja, daar's diepte in daai stelling. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Ek het 'n boerevriend, 'n man met die naam van Hansie Viljoen, hy was verlede jaar die mielieboer van die jaar. Jo. En ons was saam op die direksie van Agrinet. En ons het 'n paar jaar terug in die Noordwes provinsie deur 'n geweldige droogte gegaan. Toe sê ek, toe hy daar by die raadsvergadering aankom, sê ek, Hansie, hoe gaan dit met jou? Hoe affekteer hierdie droogte jou? Toe sê hy, ou Brand, ek kla nie, want elke dag wat verbygaan is nader aan die dag wat dit gaan reën. Ja, dis pragtig. Ja, dis mooi. Ja, so optimisme en 'n positiewe houding, sonder 'n positiewe houding en optimisme is daar nie energie nie. Dis interessant dat die Japanners het 'n hele filosofie, hulle noem dit Ikigai. Dit gaan eintlik daaroor, hoekom staan jy in die oggend op? Wat is jou doel in die lewe? Watse tipe van houding, watse houding moet jy inslaan om jou doelwitte te laat realiseer? Wat motiveer jou? Wat gee vir jou sin in die lewe? Want as jy 'n positiewe ikigai het, met duidelike doelwitte, dan is die waarskynlikheid dat jy suksesvol sal wees as 'n leier net soveel groter. So ek dink as Christene, ons het 'n einddoel, en dit is om ons Skepper te verheerlik en in die hemel uit te kom, maar ook in 'n werksverband is dit nodig as 'n mens 'n hoë vlak van werknemer betrokkenheid wil hê, om 'n duidelike doel te hê en te werk na daardie doel toe met 'n positiewe houding en entoesiasme. 1.6 is staan op vir waarin jy glo. Selfs al staan jy alleen. En in die boek het ons dit weer gekoppel aan integriteit. Dis reg. Dis absoluut verwant aan integriteit. So, Julie, het jy enige gevalle studie uit die skrif uit wat jy Ek weet, dankie Brand, ek weet nie, ek kan nie onthou of ek dit so in die boek het nie, maar ek het nou agterna weer gedink, en ek dink Helena het in die vrae hierdie week,
het sy bietjie daarbey aangesluit. Maar moet wil jy 'n bietjie na daai vraag gou kyk, want ons het baie reaksie gehad op die vraag. Ja, baie dankie. Brand, val ons jou nou in die rede of moet ons oorskry? Nee, gaan asseblief aan. Okay, ek wil net vinnig wys. Ek weet die tyd is nie so baie nie, maar dankie vir die 11 mense wat gereageer het. Kan julle my skerm sien? Yep. Okay. So daar het 11 mense geantwoord en vir myself was dit ongelooflik verrykend om weer Nehemia te gaan lees. Ek het hom sommer 2 keer gelees in 2 verskillende vertalings. Maar die eerste vraag het ons gevra uit 4 tot 11, 1:4 tot 11. Wat was Nehemia se eerste reaksie? En dan almal het dit reg gehad. Hy het gevas en gebid en God se leiding gesoek. Uit Nehemia 2 het ons gevra waarom het hy die stadsmuur eers in geheim ondersoek. Dit was so interessant dat hy en 'n paar mense in die nag hulle pakdiere gepak het en gaan kyk het hoe lyk die stadsmuur. So almal het hom ook reg. Ek dink hy wou seker maak dat hy die probleem behoorlik verstaan voordat hy optree. Dis waarskynlik 'n groot taak vir 'n leier. Nehemia 3 het gevra, wat is die een belangrike strategie wat hy gehad het om die muur vinnig te herbou, en hy het die werk in kleiner dele verdeel en verantwoordelikhede gedelegeer. Dit weet ons uit Nehemia 6 vers 15 tot 16. Wat het sy vyande uiteindelik ook erken is dat die projek met die hulp van God voltooi is. En dan was daar baie mooi reaksie, 9 mense wat gepraat het oor die eienskap van sy rol as leier wat vir jou uitstaan: vertroue, afhanklikheid, vasberadenheid en so aan. So baie dankie weer eens. En ek wil net aansluit by die gesprek oor KI. Nehemia sou waarskynlik kunsmatige intelligensie kon gebruik het om vir hom te sê hoeveel hoeveelhede van grondstowwe hy kon gebruik het, hoeveel mense by elke stap, die omtrek en so aan sou kon bereken word, maar hy sou nooit, kunsmatige intelligensie sal nooit die mense so kon motiveer en inspireer as wat 'n mens kon doen. In Nehemia is vir ons so 'n goeie voorbeeld daar. So, dankie. Baie dankie Helena, dit is 'n uitstekende bydrae. En ek Yuri en ek Jy is met 'n predikant getroud, nee. Was. So, baie dankie ook vir almal wat deelgeneem het en waarde toegevoeg het tot ons kort kursus. So 7de kenmerk is suksesvolle leiers het empatie. En Yuri, jy het al op 'n hele paar geleenthede gesels oor empatie en hoe dit hoog op die rangorde van behoeftes is wat mense het, spesifiek na COVID. Ja, dit is nogal interessant. Dit is dit Gallup wat dit toon het. Maar wat interessant is empatie is ingeskryf in Jesus se samevatting van die wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte en jou naaste soos jouself. Dis eintlik 'n oer-Christelike beginsel wat hy vir ons daar gegee het, en hy het dit ook in alles wat hy gedoen het gewys nie. Ek bedoel, hy het altyd uitgereik na die underdog, toe na die vrouens, toe na die mense wat nie regte het nie. En hy het dit natuurlik absoluut bewys, en ek dink dis nou waarmee ons, as ons nou die laaste sessie doen oor dienskneg leierskap of dienende leierskap, het hy dan gedoen wat net ondenkbaar was in daai tyd, maar ons sal maar daaroor praat as ons daar kom. So empatie is deel van 'n Christen se hartklop, dit moet dit wees. Ja, dankie Yuri, ek stem saam. Ek het altyd probeer om die werksomgewing te laat oorvloei van menslikheid. So, ons het 'n werksomgewing probeer skep waar mense gevoel het dat hulle is belangrik, hulle word gerespekteer, hulle word vertrou, hulle word opgelei, hulle word ontwikkel, maar
mees belangrik, hulle word met empatie behandel, omdat bestuur vir hulle omgee. En ek het vir jullie vertel dat dit was interessant toe leiers binne die McCarthy groep, en ons sal volgende keer weer daaroor praat, die filosofie van dienende leierskap aanvaar het die base hulle mense met empatie begin hanteer. Die mense het op die horisontale vlak hulle kollegas met empatie hanteer. En die mense in die voorste linie het hulle kliënte met empatie begin hanteer. En op die ou end is die vlak van loyaliteit, die retensie van kliënte, is net soveel hoër as hulle kan aanvoel dat dit 'n organisasie is, 'n besigheid is met empatie, waar mense met respek behandel word. Ek was baie geïnteresseerd om vroeër hierdie jaar uit te vind dat Toyota Motor Corporation Japan het hulle kernwaardes verminder na net 2. Die eerste ene is respek vir alle mense. En die tweede een is Kaizen, wat letterlik vertaal is dit never to be happy. Die hele konsep van continuous improvement. Maar ek dink die feit dat die grootste motorvervaardiger in die wêreld as 'n kernwaarde het, respek vir alle mense. So. As 'n mens daaraan dink en jy begin dit ontleed, dan kan 'n mens verstaan hoekom Toyota 'n unieke kultuur het en hoekom hulle die internasionale markleier is. Yuri, wil jy enige iets byvoeg? Ek sal graag Brand net wil wat ons nou gesê het saambind ook in die lewe van Nehemia wat 'n senior pos gehad het in die regering van die Persiese koning. En toe die nuus omkry van die mure wat plat lê en die mense wat swaar kry, was hy verpletter. Hy was regtig buite homself. Soveel sou dat die koning dit gesien het en vir hom gesê het, maar wat is fout? Toe praat hy nou sy hart uit. En van daar af hoe hy gereeld ingecheck het, as ek so kan sê, met die Here. En elke keer mense saam met hom gevat het. Hy het die families gegroepeer en vir elke familie het hy gesê, okay, bou jy daai stuk, en so het hulle reg rondom die mure gebou en hulle het dit in 'n rekordtyd klaar gemaak as gevolg van hierdie aan die een kant dienende leierskap van hom, maar aan die ander kant hierdie empatiese meelewe met sy mense. Ek dink dis 'n wonderlike boek en is 'n boek wat die moeite werd is om te lees. Dankie. Ja, dankie Yuri. So ons het 5 minute oor. Ons het 2 laaste temas. Die eerste 1.8 is: deur middel van jou bekwaamheid bepaal jy jou vermoë om jou span te motiveer. So ek wil dit eenvoudig stel. As 'n leier vertroue wil inboesem, moet hy of sy in 'n posisie wees om vir sy mense en haar mense kwaliteit advies te gee. So 'n leier kan al die goeie eienskappe hê, maar as die leier nie die regte kennisbasis het en goeie oordeel aan die dag kan lê deur goeie advies te gee nie, gaan hy mettertyd die ondersteuning van sy mense verloor. So
bekwaamheid is 'n voorvereiste vir doeltreffende leierskap. Partykeer vergeet 'n mens daarvan. Ek het trouens 'n gesprek hieroor gehad met die plaaslike hoof van Toyota Suid-Afrika. Want hulle doen pos omruiling of werksrotasie op 'n gereelde basis. So 'n persoon is in 'n senior bestuursposisie vir 'n jaar of 2, dan word hy na heeltemal 'n ander divisie oorgeplaas met geen kennis nie of beperkte kennis nie. En die rede hoekom ek dit met die hoof van Toyota hier bespreek het is, want ek dink dit is amper onregverdig. Want vir so 'n persoon wat elke 3 jaar rondgeskei word, is dit moeilik om in diepte kennis en absolute bekwaamheid op te bou. En dit is die hefbome wat hy gebruik om invloed te verdien. So, bekwaamheid is 'n voorvereiste vir 'n gemotiveerde span. Ek weet nie of iemand iets wil byvoeg nie, ons het 2 minute oor. So ek dink dat ek die laaste punt gou hanteer, en dan is daar 'n minuut oor, as kan Julie vir ons afsluit met gebed. Die 9de een is verbintenis tot lewenslange leer. En in kort gaan dit daaroor dat die kennisrevolusie, die ontploffing van kennis as gevolg van die toenemende spoed waarmee tegnologie vorder. As jy nie aanhou leer nie, gaan jou gereedskapskis baie vinnig nutteloos wees. So hoe moeilik dit ook al is, veral mense met my ouderdom, is 'n mens moet probeer om tred te hou met die kennisontploffing, en 'n mens moet perspektief ontwikkel oor hoe die wêreld deesdae werk. Die 4de industriële revolusie wat aan die gang gesit is deur die internet, sosiale media. Ek dink wat Gandhi gesê het is so van toepassing. Hy het gesê, live as if today is your last day, and learn as if you're going to live forever. Daarna, ek het gesien, jy het jou hand opgesteek, of nee, nou het sy verdwyn. Therese? Nee, ek sien toe steek die hand verdwyn weer, soos ek dink sy het per ongeluk daai knoppie gedruk. Julie, kan jy vir ons met 'n kort gebed afsluit asseblief? Jy het gesê ek kry 'n hele minuut. Ja, dit Nee, ek wil net sê, daai ding van lewenslange leer, kyk hoe lekker fris is hierdie man. Ek is met hom besig. Paulus se biografie geskryf deur my favorite Nuwe Testamentikus N.T. Wright. So ek dink jy's reg, ons moet aanhou leer. En op daai noot sal ek graag ons gebed wil doen. Ewige almagtige God en Vader, ons dankie dat ons vrye toegang tot U het. Die Here, die Almagtige, die een wat ons leer ken het uit die bladsye van die Bybel, maar wat ons leer ken intiem in ons eie persoonlike lewe, in gebedsomgang, tyd met U. Dankie vir hierdie oomblik in ons lewe waar ons kan stilhou en kan besin oor die skrif en oor die lewe en oor leierskap, want dis waartoe U ons roep. Ons het elkeen 'n roeping. Ek bid dat U vir elkeen wat vanaand hier ingeskakel het, hierdie roeping sal diep in die hart inskryf
en hulle sal aanmoedig om positief te leef, want U is die Here wat leef. Dankie vir Brand wat vir ons voorgegaan het. Laat U naam verheerlik word. Amen. Amen. Therese, ek weet nie of jy nog ietsie wil sê nie. Want Nee, wat, jy's 'n groot kokkedoor. Ja, en ek gaan nie volgende keer hier wees nie, want dan sit ek bietjie in die somer, ook lekker sonskyn. Ek sien die sonskyn nog daar waar Gys hulle is, maar ek sal definitief weer daarna luister. Maar baie dankie. Ons dit was vir ons baie lekker. Ons het lekker gesels en ons leer baie en ons gaan aanhou leer. En ons Dankie julle. volgende Baie lesing. dankie. Dankie almal. Baie dankie. Dankie Dankie, Papa. Roy. Slaap. Dankie, lekker Pieter, slaap. Marina, lief vir julle. Lekker slaap hoor. Lekker slaap. Mooi bly. Dankie. Dankie, daar's daarna daarom weer. Annie, jy moet lekker slaap. Dankie Yuri, jy ook. Ek